In hoofstuk 5 behandel ons konsepte wat te maak het met diskrete waarskynlikheidsverdelings. En dit is belangrik net om te verstaan hoe ons met waarskynlikheidsverdelings werk in terme van 'n tabel en dan later ook met formules. As ons terugdink na wat diskrete veranderlikes is, dan sal julle onthou 'n diskrete veranderlike is 'n veranderlike wat waardes bevat wat slegs heelgetalle kan wees. Soos byvoorbeeld die aantal pasiënte in 'n spreekkamer, die aantal penne wat 'n persoon het. Hierdie is beide voorbeelde van diskrete veranderlikes en dit kan slegs heelgetalle wees. So diskrete veranderlike se waardes kan net heelgetalle wees. So 0, 1, 2, 3, 4, 5 is voorbeelde van sulke veranderlikes. En hierdie voorbeeld wat julle hier sien, staan bekend as 'n waarskynlikheidsverdeling. So die tabel staan bekend as 'n waarskynlikheidsverdeling. X is my veranderlike wat die volgende waardes byvoorbeeld kan aanneem. So daar kan 0 pasiënte wees, daar kan 1 pasiënt wees, 2, 3, 4, 5 en dan die waarskynlikheid dat daar 0 pasiënte sal wees is 0.1. Die waarskynlikheid dat daar 1 pasiënt gaan wees is 0.15 en sovoorts en dan die totaal van die tabel tel op na 1. So dit is 'n belangrike eienskap van die waarskynlikheidsverdeling. Hy tel op na 1. So as ons een van die waardes so uitlaat, kan ons dit gaan uitwerk deur die totaal te gebruik en dan die res af te trek. In voorbeelde wat volg, gaan ons die tabel gebruik om sekere berekeninge te doen. Soos ek genoem het, x kan diskrete waardes aanneem, so dis die waardes van x, en nou kan ons waarskynlikhede oor x kan ons vra, en let net op die notasie, so P vir waarskynlikheid, die Engelse woord probability, en dan x is my veranderlike waarin ek belangstel, so die aantal pasiënte is x, so die waarskynlikheid dat die aantal pasiënte gelyk is aan 0, is gelyk aan 0.1. En dit is die waardes wat julle nou net in die tabel gesien het. Die waarskynlikheid dat x gelyk is aan 1, so die waarskynlikheid dat die aantal pasiënte in die spreekkamer gelyk is aan 1, is gelyk aan 0.15. Weereens 'n waarskynlikheid uit die tabel uit, en die sommasie notasie, let net op, in die geval het ons weer die P van x, dit verwys na my kolom in my waarskynlikheidsverdelingstabel, en as ek daai waardes by mekaar tel, die waarskynlikhede, almal tel op na 1 toe. So belangrik om dit raak te sien, en dan aan die onderkant, hier sal julle sien is die 'n vraag wat gevra word, en die vraag is, wat is die waarskynlikheid dat daar minder as 2 pasiënte sal wees? So dit is belangrik, die 2, daar sien julle die 2, die waarskynlikheid dat die aantal pasiënte minder is as 2. Net so kon ek vrae gevra het, wat is die waarskynlikheid dat x meer is as 2? So wat beteken x kleiner as 2? Dit beteken al die waardes kleiner as 2. En as julle daarbo gaan kyk, wat is kleiner as 2, is 0 en 1. En daai 2 waarskynlikhede kan ek van my tabel af gelees. En as ek dit afgelees het van my tabel af, tel ek dit by mekaar en dit gee vir my 'n totaal van 0.25. En dis die waarskynlikheid dat x kleiner is as 2. As ek vra wat is die waarskynlikheid van x kleiner as 3, daar is 3, so wat is kleiner as 3? 0, 1 en 2. So daar is net 'n ekstra waarskynlikheid van x gelyk aan 2, so ek bygeskryf het, ek sal dan die waardes gaan aflees het van my tabel af, en dan sou ek 3 waardes by mekaar getel het. Die volgende grafiek, dis net 'n grafiek wat die waarskynlikhede in my tabel voorstel. Ons noem dit ook 'n waarskynlikheidsverdeling, so waarskynlikheidsverdeling kan 'n tabel wees, en hierso kan dit 'n grafiek wees, en later sal hulle sien, kan dit ook voorgestel word as 'n formule. So die tabel, die grafiek self en die formule is 'n waarskynlikheidsverdeling. Ons gaan slegs met die tabel gebruik,
gebruik maak. Later gaan ons van die formules gebruik maak as ons die binomiaal, die Poisson en die hypergeometries, as ons dit gaan gebruik. Maar die grafiek self, hierso sal julle sien, dis net die waarskynlikheid in die tabel voorgestel as 'n staaf. So daar is my 0.1, x gelyk aan 0, x gelyk aan 1, daar is my 0.15, x gelyk aan 2, daar is my waarde van 0.2 en sovoorts. So elke waarde is my x-waarde en in elke staafie is my waarskynlikheid. En die grafiek sal julle sien is baie soortgelyk aan die staafkaart van hoofstuk 2 en die waarskynlikheid kan ons dink as 'n relatiewe frekwensie. So 'n relatiewe frekwensie is ook 'n waarskynlikheid en die staafkaart is net die grafiek wat julle hierso sien, wat baie soortgelyk is aan wat ons hierso in belangstel. Goed, dan die eerste waarde wat ons belangstel om te bereken is die verwagte waarde. In Engels praat ons van die expected value en dis waar die E vandaan kom. So die verwagte waarde van x, dis die verwagte waarde EX en hy het 'n spesifieke formule of 'n definisie wat ons altyd gebruik. So mi is die simbool wat ons gebruik vir die gemiddelde, maar ook hier vir die verwagte waarde. So die verwagte waarde is 'n term wat ons gebruik spesifiek as ons werk met waarskynlikheidsverdelings. Julle sal nou die gemiddelde het ons gebruik met die rou data, maar dis nie presies dieselfde berekening as wat ons met die rou data doen nie. So let net op, die rou data het ons gehad byvoorbeeld in hoofstuk 2 en in hoofstuk 3, maar in hoofstuk 5 het ons 'n waarskynlikheidsverdeling en uit die waarskynlikheidsverdeling uit bereken ons die verwagte waarde. Verwagte waarde van x, daar is die som x maar met die waarskynlikheid. So dis net die x kolom in my tabel en dis die p van x kolom in my tabel. En as ek dit gaan uitwerk, het ek die volgende berekening. So 0 is my eerste x-waarde, daar is my eerste waarskynlikheid, daar is my tweede x-waarde, daar is my waarskynlikheid en sovoorts x, waarskynlikheid, x-waarde, waarskynlikheid. Vermenigvuldig almal en tel daai terme by mekaar, let net op, dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6 terme, want daar is 6 rye in my tabel. En as ek dit alles by mekaar tel, het ek 'n waarde van 2.55. Nou vir berekeningdoeleindes kan ons die 2.55 altyd gebruik. Julle sal sien as ons die variansie bereken, hou ons by die 2.55. Maar omdat dit diskrete veranderlike is, rond ons dit gewoonlik af na die naaste heelgetal toe. So ons kan nie 2.55 pasiënte kry nie, maar ons kan wel 3 pasiënte kry. So dit is die hoeveelheid pasiënte wat ons verwag in die spreekkamer sal wees. En ons rond dit na 3 toe, maar vir berekeningdoeleindes hou ons dit 2.55. Twee volgende berekeninge wat ons wil doen is die variansie en die standaardafwyking. So belangrik net weer eens notasie, var x beteken die variansie van x, sigma is die simbool wat ons gebruik, in die geval sigma kwadraat vir die variansie, so sodra julle sigma kwadraat sien, is dit die variansie, as dit net sigma is dit die standaard afwyking. So die twee formules het 'n verwantskap, die een is sigma kwadraat en die ander is net sigma. Die formule lyk 'n bietjie gekompliseerd, maar dis eenvoudig om te bereken soos julle sal sien in die volgende voorbeeld. Wat sien ons in die formule? Daar's 'n x, daar's 'n verwagte waarde van x, daar's 'n waarskynlikheid van x. Die x verteenwoordig net die x-kolom in my tabel. Die waarskynlikheid van x verteenwoordig die waarskynlikheidskolom in my tabel. Die verwagte waarde van x het ons nou net bereken. Dis die mi-waarde. So al die inligting nodig vir die formule kan ons gebruik deur die tabel en dan die verwagte waarde wat ons bereken het in te prop. Die variansie is net die vierkantwortel van die waarde wat ons dan hierso gekry het.
Goed, so die volgende is dan die voorbeeld van die variansie en die standaardafwyking. So let net op die tabel, hy lyk 'n bietjie kompleks, maar ons gaan hom stuk vir stuk gaan ons hom deurwerk. So x, my veranderlike, die waarskynlikheid van x, die eerste 2 kolomme was vir my gegee, daar is my totaal van 1. Let net op hierso het ek die verwagte waarde van x, ons het dit uitgewerk vroeër, 2.55. Ek herhaal die waarde want hy is dieselfde by al die waardes. So hy is dieselfde waarde en dan die volgende kolomme is net 'n berekening op die x, die p van x en die verwagte waarde van x. So die eerste kolommetjie wat julle hier sien is dan die x kolom minus die verwagte waarde. So 0 minus 2.55, 1 minus 2.55, 2 minus 2.55 gee vir my die waarde, en sovoorts. In die volgende kolom sal julle sien, kwadreer ek my net die waarde. So minus 2.55 gekwadreer gee vir my daai waarde. So al die waardes wil ek hê, julle moet met julle sakrekenaar gaan uitwerk en kyk of julle presies dieselfde waardes kry. Dis afgerond in die geval, so let maar net op die 4 desimale en dan die laaste kolom wat julle hier sal sien, is net waar ek die waarde vermenigvuldig met die waarskynlikheid. So die 6.5025 vermenigvuldig met 0.1 gee vir my die laaste waarde. En soortgelyk die waarde vermenigvuldig met 0.15 gee vir my die waarde. So die laaste kolom is net hierdie kolom vermenigvuldig met die kolom se waardes. En heel aan die einde tel ek dit bymekaar om 'n waarde te kry van 2.04749. En die waarde is die som van daai formule wat ons vroeër gesien het. En dit is my variansie natuurlik. Die variansie van x is gelyk aan dit en die vierkantwortel van daai waarde gee vir my die standaardafwyking. Hier aan die onderkant het ek net my opsomming, my verwagte waarde, my variansie, my sigma kwadraat, my standaardafwyking is net sigma en daai is my mi. So ek kan die sigma waarde, die standaardafwyking en die verwagte waarde, my mi, kan ek gebruik byvoorbeeld om die koëffisiënt van variasie uit te werk. En dit sal julle ook sien in die voorbeelde wat later opkom. Die volgende is ook 'n belangrike tabel wat ons gaan gebruik. Julle sal agterkom, ons het vroeër gepraat van die waarskynlikheidsverdeling van 1 veranderlike, maar nou het ons te maak met 2 veranderlikes. So daar's 'n x veranderlike sowel as 'n y veranderlike ter sprake. So sodra ons met 2 diskrete veranderlikes werk, x en y, dan kan ons 'n gesamentlike waarskynlikheidsverdeling opstel. So die vorige tabel waar ons net x en die waarskynlikheid van x gehad het, kan ons noem 'n marginale waarskynlikheidsverdeling. Maar met 'n x en 'n y kan ons noem 'n gesamentlike waarskynlikheidsverdeling. So let net op die tabel. Ons gaan dit gebruik in ons berekeninge. Dis vir ons gegee die waarskynlikheid van x en y. Daar is nou 2 veranderlikes ter sprake. Beide is diskreet en die waardes van x is vir my gegee, die waardes van y is vir my gegee en dit is die waarskynlikheid van x 10 en y 40. Daar is die waarskynlikheid. So gestel die tabel is vir my gegee en nou wil ek berekeninge doen soos die kovariansie. Ons gaan nou na die formule 'n bietjie in meer detail kyk en die notasie, maar ook wil ons graag die verwagte waardes van die 2 veranderlikes bereken. Daar is die kovariansie simbool weer. Die variansies, let net op, daar is 'n sigma voetskrif x vir die variansie van x, sigma voetskrif y vir die variansie van y, en dan later stel ons ook dan belang in die korrelasie tussen x en y, en ons gaan die simbool gebruik om die korrelasie voor te stel. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 berekeninge gaan ons met die tabel dan doen, en dit moet julle ook dan kan doen vir 'n soortgelyke voorbeeld. So kom ons kyk net na die kovariansie.
daar's 'n x as 'n verwagte waarde van x, daar's 'n y verwagte waarde van y, en dan my waarskynlikheid wat julle daar sien, my gesamentlike waarskynlikheid. En die x, die y waarskynlikheid, dit kom uit daai 3 kolomme uit. Die verwagte waarde van x moet ons bereken, die verwagte waarde van y moet ons bereken, en dan weer eens sal julle sien, som ons al die waardes en bereken ons 'n totaal wat vir ons gee die kovariansie. So in die volgende stappe sal julle sien hoe ons die tabel gebruik om dan die formules te gebruik en dan die betrokke waardes soos hieronder aangedui uit te werk. En dit is belangrik, so kry pen en papier en skryf die volgende dan neer soos wat ons dit deurwerk. Goed, so die eerste berekening wat ons wil doen is die verwagte waarde. So skryf net daai formuletjie neer. Let net op, in die geval is dit x maal met die waarskynlikheid, so die y vir die oomblik los ons een kant. So die verwagte waarde van x, en dit is in die x kolom en dit is die waarskynlikheid kolom, en ek kan net die waardes gaan neerskryf. So die x waarde maal met die waarskynlikheid waarde, die x waarde maal met die waarskynlikheid, en 1, 2, 3, 4, dit verwys na die 4 rye in my gesamentlike waarskynlikheidsverdeling. Verwagte waarde van y dieselfde, let my net op die notasie, die y veranderlike, so daar is 'n y ter sprake, dieselfde waarskynlikheid gebruik ons gebruik net in die geval die y kolom. So 40, 20, 10 en 0 was in my y kolom, dieselfde waarskynlikhede gebruik ek, maal dit, tel dit bymekaar, kry 'n verwagte waarde van 19. So die verwagte waarde van x is 23, verwagte waarde van y is 19. Die volgende is my kovariansie wat ek wil bereken. So die kovariansie se formule, skryf dit neer, dis die formule wat ons op die vorige slide gesien het. Die lang berekening wat julle hier sien, is eintlik 'n eenvoudige berekening. Ons moet net koppel van waar ons die betrokke waardes kry. So die x-waarde, daai moet net 'n y wees, so daai moet y minus die verwagte waarde van y. So is 'n x-waarde, daar is my verwagte waarde van x wat ons daarbo bereken het. Daar is 'n y-waarde, dis die eerste ry, is 'n y-waarde 40 minus 19, daar is my 19, en dis die waarskynlikheid in my eerste ry van die tabel. En dan gaan ek na die tweede ry toe. So daar is my x-waarde, die verwagte waarde van x. My y-waarde, die verwagte waarde van y en die waarskynlikheid. En so het ek al die waardes gaan neerskryf. So gebruik jou tabel en identifiseer waar die 10, die 40, die 0.2 vandaan kom. Die 20, die 20 en die 0.4 en dan so ook die res van die ander waardes 30, 10, 0.3, 40, 0 en 0.1 kom alles uit die tabel uit. En dan as ek dit alles uitwerk, baie versigtig, dan kry ek 'n totaal van minus 107 en die waarde is my kovariansie. En omdat hy negatief is, sê ons daar's 'n negatiewe kovariansie tussen veranderlikes y en x. So as x meer word y minder, of as x minder word y meer, die negatiewe kovariansie. Die volgende waarde is die variansie van x. So my sigma kwadraat altyd die variansie. X verteenwoordig net die x veranderlike. Daar is my formule. En hierso kan ek nou net waardes gaan aflees van my tabel af. Dis my x-waarde minus my verwagte waarde wat ons reeds uitgewerk het, my waarskynlikheid, my x-waarde minus die verwagte waarde gekwadreer waarskynlikheid, en dit doen ek vir elke waarde in die ry van my tabel. Ek werk die waardes se produkte uit en ek tel bymekaar om 'n waarde van 81 te kry. Nou 81 is my variansie. Die vierkantwortel van die variansie gee vir my die standaardafwyking, so sigma x is my standaardafwyking van x 9. Die variansie van y
Let met op die formule lyk baie soortgelyk. Skryf die formules altyd neer, dan gaan dit maklik wees om die berekening te doen. Identifiseer waar die 40, die 20, die 10 en die 0 weer eens dan kom alles uit my tabel uit, die waarskynlikhede en dan die kwadraat moet ek nie vergeet nie, want dit is belangrik as ons met die variansies werk. Sigma kwadraat y, my voetskrif y, en dan as ek alles uitgewerk het en ek tel dit bymekaar, kry ek 'n waarde van 149 en dis die variansie van y. Vierkantwortel daarvan gee vir my 12.206 en dit is die standaardafwyking van y. So x se standaardafwyking, y se standaardafwyking. X se variansie, y se variansie. En dan ten slotte het ek dan net my korrelasie wat ons wil uitwerk en die korrelasie word deur die simbool aangedui, korrelasie tussen x en y. Daar is my kovariansie, dis my standaardafwyking van x, my standaardafwyking, so let met op die 9 en die 12.206, die minus 107 het ons op die vorige skyfie uitgewerk, en daai berekening gee vir my 'n waarde van minus 0.974, dit is 'n negatiewe korrelasie, en omdat hy naby is aan minus 1, onthou die korrelasie, as jy terugdink in wat ons in hoofstuk 3 gedoen het, dis 'n waarde wat varieer tussen minus 1 en plus 1, hoe nader hy is aan minus 1, dan is daar 'n sterk negatiewe korrelasie, hoe nader hy is aan plus 1, dan is daar 'n sterk positiewe korrelasie. Hoe nader hy is aan 0, dan is daar geen korrelasie. En dit is hoe ons dan die waardes gaan interpreteer en bereken. Wat ons ook in belang stel, is die verwagte waarde, die variansie en standaardafwyking van die som van twee veranderlikes. So as ek praat van die som van twee veranderlikes, ons het gepraat van x en y, so die verwagte waarde van x plus y, dan stel ons ook belang in die variansie van x plus y, en in laastens stel ons belang in die standaardafwyking, wat maar net verwant is aan die variansie natuurlik. Ons vat net die vierkantwortel van dit, om die standaardafwyking te kry. So let met op my formules, die verwagte waarde van x plus y, is gelyk aan die verwagte waarde van x plus die verwagte waarde van y. Die variansie van x plus y is gelyk aan die variansie van x plus y, en die formule het so 'n bietjie 'n komplekse vorm. Dis die variansie van x wat ons bereken het, ons het dit genoem sigma kwadraat. Die variansie van y, ons het dit ook bereken, ons het dit genoem sigma kwadraat y, en dan 2 vermenigvuldig met die kovariansie wat ons ook bereken het, en 2 vermenigvuldig met sigma x y. So wat julle oplet, daai kan ons skryf as mi voetskrif x, mi voetskrif y, met 2 verwagte waardes, en daar sien julle my 2 variansies en my kovariansie. En die formule hieronder is net die vierkantwortel van dit wat ons daar neergeskryf het. So die formule gaan ons gebruik in 'n toepassing later. So dit is belangrik net om te identifiseer dat ons het al reeds berekeninge gedoen vir elk. Ons sit net al die berekeninge saam en ons het 'n nuwe formule wat ons dan noem die variansie van x plus y, standaardafwyking van x plus y. Hierdie is net 'n voorbeeld. Ons het reeds daai twee bereken. 23 plus 19 gee vir my die totaal, die variansie. Daar is my variansie van x plus my variansie van y, en dan 2 maal met my kovariansie, sal jy onthou is negatief, en dit alles gee vir my 'n waarde van 16. En die vierkantwortel van 16 is dan net 4. So dis net om alles op te som en dan die gedeelte af te sluit. So al die berekeninge het ons individueel gedoen, en hier sit ons net die individuele berekeninge saam om nuwe waardes te bereken. Die volgende voorbeeld, of die formules wat ons gaan bespreek, is 'n interessante toepassing van wat ons so dusver na gekyk het. So ons het gekyk na verwagte waardes, variansies, en het ons ook gekyk na twee veranderlikes, twee diskrete veranderlikes x en y,
en ons het die som van die verwagte waardes en natuurlik die som, die variansie van die twee veranderlikes het ons bespreek. Maar in die voorbeeld kyk ons na 'n portefeulje, en 'n portefeulje kan ons definieer as 'n groep bates. En vir ons doeleindes gaan ons die bates definieer as aandele. En so 'n persoon is besig om aandele of te belê in aandele, en hy belê in 2 aandele, en die 2 aandele saam vorm sy portefeulje. So let maar net op in ons voorbeeld, baie eenvoudig, maar dit stres die idee dat hoe ons statistiek kan toepas in 'n belegging. So 2 bates of 2 aandele waarin die belegger dan belê, en die idee met 'n belegging is dan om jou opbrengs te maksimeer en dan jou risiko te minimeer. So hoe gaan ons die opbrengs van die portefeulje definieer wiskundig? So die verwagte waarde van die portefeulje gaan ons skryf as EP, so expected value, dis die Engelse afkorting, en P in die geval vir portefeulje. So let maar net op hoe ons P gebruik. So in die geval is P vir portefeulje, en dis ons formule. Verwagte waarde van P is gelyk aan W. W is nou 'n spesiale simbool wat 'n gewig is wat ons toeken aan bate X, en dan 1 minus W is dan die gewig wat ons toeken aan die tweede bate, wat ons dan genoem Y. So 2 bates, en saam vorm hulle my portefeulje. En dis die verwagte waarde van my eerste bate, die verwagte waarde van my tweede bate. En as ons dit in die formule gaan insit, het ons die verwagte waarde van die portefeulje. So individuele verwagte waardes van my 2 bates, en dan die is 'n gesamentlike verwagte waarde met daai 2 gewigte. Die formule aan die onderkant, sigma P. Onthou, sigma is altyd ons standaardafwyking. So sonder die kwadraat is dit 'n standaardafwyking, so dit verteenwoordig ook 'n standaardafwyking. So die vierkantwortel van die formule sal julle sien word gebruik. Waar kry ons W? Dis weer my gewig. Ons kwadreer dit. Daar is my sigma X kwadraat met variansie. As ons die vierkantwortel vat, het ons die standaard afwyking. Daar is 1 minus W kwadraat, die variansie van Y, plus 2, en dan W, 1 minus W, die kovariansie. So in die formule sal julle sien, het ons alreeds daai waarde bespreek, ons het daai waarde bespreek en bereken. En as ons dit saamvoeg, het ons dan 'n nuwe formule wat ons gaan noem die risiko van die portefeulje. So die 2 formules gaan 'n belangrike rol speel in ons berekeninge, en beide van hulle het te maak met die opbrengs van die portefeulje en die risiko van die portefeulje, en ons wil graag die 2 maatstawwe gebruik om te besluit hoe ons moet belê in ons 2 bates. Goed, hier het ons weer 'n voorbeeld. Julle sal sien, ek het waardes wat ek voorskryf. So my X-waarde, my Y-waarde, en dan die waarskynlikheid. En ek praat van aandeel X en aandeel Y, en dis veronderstel om my 2 bates te wees. Gestel die inligting is om my gegee, en al wat ek wil doen is berekeninge met die inligting wil ek doen. So weer eens, op die stadium is dit miskien belangrik om alles hierso wat ons het neer te skryf, en dan ook die berekeninge wat ons gaan deurpraat en gaan werk, dat ons dit ook dan van kennis neem hoe ons dit uitwerk. So wat is gegee, dis die tabel, my gesamentlike waarskynlikheidsverdeling. Ons het die verwagte waarde van X, verwagte waarde van Y, die standaardafwyking van X, standaardafwyking van Y, of alternatiefelik die variansies kan ons gaan uitwerk, die kovariansie. So dit is 5 waardes wat ons wil bereken, en dan is daar 'n gewig wat ons in ag moet neem as ons die formules gaan gebruik vir die verwagte waarde van die portefeulje en die risiko van die portefeulje. So daai 2 waardes wil ons ook bereken, die verwagte waarde en die risiko, en ons het daai gewig nodig.
So let met op, die gewig in die geval is vir aandeel Y. Skryf ons formules neer, so op die stadium behoort ons al te weet hoe die tabel werk en hoe die formule werk. Daar is my x-waardes, daar is my p van x-waardes, vermenigvuldig die x met die p waarskynlikheidswaardes, doen so vir elke waarde, tel die waardes by mekaar en dan kry ek 'n verwagte waarde van 59. Dis my verwagte waarde van aandeel X alleenlik. Verwagte waarde van aandeel Y, op 'n soortgelyke manier die formule en daar is my antwoord as ek die Y-waardes vat in die Y-kolom maal met my waarskynlikheid van X. Daar is my formule vir die variansie van X. Skryf dit neer, bereken dit met slegs die X-kolom. My verwagte waarde van X het ek daar uitgewerk. My waarskynlikheid is in daai kolom. En weer eens moet ek dit gaan uitwerk en elke term versigtig gaan vermenigvuldig en bymekaar tel om dan die totaal van 6189 te kry. Die vierkantwortel van die variansie is dan natuurlik my standaardafwyking van X. So sigma X kom van daai waarde af, sy vierkantwortel. En dan soortgelyk vir die variansie van Y. So vir die 4 berekeninge is dit belangrik om net alles neer te skryf op papier en dan seker te maak jy kom by daai antwoorde uit. En dan daai waardes is net die vierkantwortel van daai 2 waardes wat ons hier uitgewerk het. En dan laastens is ons berekening die verwagte waarde van die portefeulje se opbrengs en daar is my formule. En nou waar kry ek die 0.4, dit is my gewig vir Y. So die 0.4 op die vorige skyfie is vir my gegee en dan daai waarde moet altyd optel na 1 toe. So daai is my 0.6, daai waarde was my gegee 0.4, daai 2 waardes het ek uitgewerk op die vorige skyfie en dis die verwagte waarde van my portefeulje as ek 60% belê in aandeel X, 40% in aandeel Y. Goed, en dan die volgende is net my portefeulje risiko, my sigma P, en omdat ons daai waardes al reeds uitgewerk het, kan ons dit maar net bloot gaan instel, en julle sal sien, die gewig het ek net daarbo gaan haal, dis die 0.6, en dan soortgelyk kan ek dan die rest van die waardes, kan ek net gaan instel, en die berekeninge kan ek gaan uitwerk. Die sigma, die kovariansie, het ek ook gaan uitwerk met my formule uit my tabel uit, en daar is die waarde van die kovariansie, dis minus 6306, dit is 'n negatiewe kovariansie, en die finale antwoord vir my risiko van my portefeulje is dan 28.06. So die 28 is net 'n manier om die risiko te kwantifiseer, dis om die verwagte waarde te kwantifiseer, en wat ons wil weet is dit beter om te belê in beide aandele, of moet ons in een aandeel belê, of moet ons gewigte verander, en dan die optimale gewig gaan vir ons dan gee 'n maksimum opbrengs, maar 'n kleiner risiko. So dit is typies wat 'n mens sal oorweeg in so 'n berekening. So die interpretasies, lees maar net wat daar so gegee word. As ek net in X wil lees, sal julle onthou die verwagte waarde is 59, maar die risiko, my sigma X, was daai waarde gewees. As ek net in Y wil hê, is my verwagte waarde 14, maar my risiko was dit gewees, my sigma Y. En dan as ek 40% en 60% belê, soos wat ons in die vorige voorbeeld gesien het, dan het ek 'n verwagte waarde van 41 gekry en 'n risiko van 28. So die vraag is nou natuurlik, moet ek net in X belê, Y belê of in beide? En die mens sal natuurlik oorweeg die opbrengste, sowel as die risiko. So daar is die opbrengs meer, maar as jy kyk na die risiko, daar is hy nog redelik hoog in vergelyking met wat ons daar so het. So 'n besluit moet gemaak word, wil ek die maksimum opbrengs hê, of wil ek die
minimum risiko hê. Die grafiek wat julle hier sien is maar net 'n uitbreiding van al die betrokke waardes vir W. So let met op as ek W verskillende waardes maak. In ons voorbeeld sal julle onthou was W was gewees 60%. Okay, so 60% was die waarde van W. So 60%, as julle kyk na daai waarde wat hier voorgestel word, dit is die waarde 28.09 wat daar so gaan wees. As julle kyk na die opbrengs daar by 0.06, daai waarde sal julle sien, daai waarde is die 41. Okay, so daai twee waardes is wat ons bereken het met 'n W van 0.6. As ons W natuurlik verander, kom ons sê W is gelyk aan 0. Met ander woorde, as W gelyk is aan 0, beteken dit ek het alles belê in my Y. En as jy kyk na die waarde, sal jy sien, dit is my 14 wat ons daarbo gekry het. Want alles is belê in aandeel X, die risiko is 99 en dit is die waarde wat jy daar sien. Aan die regterkant sal jy sien, daar by die 1 is W gelyk aan 1. So as W gelyk is aan 1 het ons alles in X belê. So as ons alles in X belê, is ons verwagte waarde 59, daar is dit. So daai waarde lees ons af as 59. Daai waarde is die risiko, dis die 78 en daai is die risiko wat julle daar sien. So die doel met die grafiek is net om aan te dui vir verskillende W-waardes, wat gaan my betrokke verwagte opbrengs wees en wat is my betrokke risiko. En natuurlik sal hulle sien, daar is my risiko 'n minimum, maar my verwagte waarde vir die portefeulje daar is die 41 wat ons daarbo uitgewerk het. So die volgende formule of waarskynlikheidsverdeling wat ons gaan bespreek is die binomiaalverdeling. Julle sal agterkom toe dis waaruit ons gekyk na tabelle en daai tabelle het ons genoem waarskynlikheidsverdelings. Maar in die volgende seksies wat volg gaan ons tabelle nie meer gebruik nie, maar ons gaan 'n wiskundige formule gebruik om waarskynlikhede te bereken. En hierdie formules speel 'n belangrike rol in statistiek vir baie doeleindes. En die eerste een wat ek gaan voorstel aan julle is die binomiaalverdeling. Omdat ons werk met diskrete veranderlikes, noem ons sulke wiskundige formules noem ons 'n massafunksie. So 'n massafunksie is net 'n spesiale naam vir diskrete verdelings soos die binomiaalverdeling. Later gaan ons werk met 'n Poisson-verdeling en dan ook met 'n hipergeometriese verdeling en dit is ook 'n massafunksie. So wat kan ons sien uit die funksie uit? So die waarskynlikheid van x gelyk aan 'n klein x. So die hoofletter x verteenwoordig my veranderlike, my diskrete veranderlike en klein x verteenwoordig net 'n waarde. So dink aan die aantal pasiënte. So die waarskynlikheid dat die aantal pasiënte gelyk is aan 1. So x is net 'n waarde. Aan die regterkant van die formule is daar 'n klompie notasie wat ons nou moet byleer. N is my steekproef grootte, julle sal dit onthou. Dan is daar die simbool pi of pi. En dis die waarskynlikheid van 'n sukses. Nou belangrik hier is om te besef dat pi is nie die tradisionele wiskundige konstante wat ons gebruik nie. Pi is net die simbool wat iets verteenwoordig vir ons en daai simbool hier verteenwoordig die waarskynlikheid van 'n sukses. So wat is 'n sukses? Sukses is 'n baie, of ons moet versigtig wees wat ons dink aan sukses. So as 'n pasiënt siek is, kan ons sê siek is die sukses. Net so kan ons ook sê gesond kan 'n sukses wees. So sukses hang af wat ons in belang stel en hoe ons dan die definisie van my x gaan neerskryf. So as ek belangstel in die aantal gesonde pasiënte, dan is gesond my sukses. As ek belangstel in die aantal siek pasiënte, dan is siek
my sukses. So in elke voorbeeld sal julle sien, het ons nodig om te identifiseer wat is die sukses waaraan ons belangstel. So X en N het ons nou na gekyk, ons het gekyk na pi, en dan die volgende is net die berekeninge rondom daai formules. So N, die uitroepteken, hier staan het bekend as N fakulteit, of sommige mense verkies om te sê N factoriaal, X fakulteit, N minus X fakulteit, pi tot die mag X, 1 minus pi tot die mag N minus X. En dit alles is waardes wat ons moet identifiseer, en dan vul ons dit in ons formule in, en dan bereken ons die waarskynlikheid. Die gedeelte van die binomiaalverdeling kan ons ook skryf as 'n kombinasie. So N kombinasie X is net 'n eenvoudige skryfwyse wat ons dan het. So N kombinasie X, P tot die mag X, 1 minus P, omdat daai P 'n waarskynlikheid is, sal julle sien, dit is 'n waarskynlikheid en is die komplement wat ons daar so het. So weer eens, N fakulteit, dis hoe mens dit lees, en dan N kombinasie X. So belangrik, dis nie N gedeel deur X nie, maar N kombinasie X. En al die berekeninge kan jy natuurlik met jou sakrekenaar doen. En ons sal dit sien op die volgende skyfie. Hier sit 'n voorbeeld van hoe ons N fakulteit kan bereken. So gestel N is gelyk aan 5. Wat beteken 5 fakulteit? Dit beteken maar net 5 vermenigvuldig met 4, 3, 2 en 1. 10 fakulteit, 10 vermenigvuldig met 9, vermenigvuldig met 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vermenigvuldig al die waardes, dan het jy 10 fakulteit. So dit is maklik om te sien wat beteken 5 of 10 fakulteit. Vir groot waardes sal julle sien, het jy natuurlik 'n baie groot antwoord. Kombinasie, let met op die twee skryfwyses wat julle hier sien, in terme van fakulteite en fakulteit gedeel deur X fakulteit en minus X fakulteit, dit noem ons net 'n kombinasie. En hier is 'n voorbeeld van hoe ons kan dink oor kombinasie. So, dink aan 4 getalle, so dink aan 1, 2, 3 en 4, dis 4 getalle, of jy kan dink aan 4 penne wat jy het, en jy wil graag 2 uit die 4 penne wil jy kies. So hoe kan ons kombinasies van 2 kies? So jy kan pen 1 en pen 2 kies, jy kan pen 1 en pen 3 en sovoorts 1 en 4, maar in totaal hoeveel is kombinasies van 2 kan jy kies? So hoe kan ons dit uitwerk? So 4 en 2 kan ons gaan skryf as 4 kombinasie 2. En hierso is die formule, so 4 fakulteit, 2 fakulteit, 4 minus 2 en 6 geef my die antwoord van hoeveel waardes van 2 kan ek kies uit daai 4 uit. So as ek 4 penne gehad het en ek wil graag 2 penne kies, dan is daar 6 maniere hoe ek die 2 penne kan kies, en daai 6 is dan die kombinasies wat ek kan kies. Hier is 'n interessante eenvoudige voorbeeld van 'n toepassing van die binomiaalverdeling. So gestel het 'n meervoudige keuse toets wat jy skryf, so multiple choice, en as 10 vrae wat jy het, so n is gelyk aan 10, en in elke vraag in die meervoudige keuse toets het natuurlik keuses. So gestel in die toets is daar 4 keuses en slegs 1 van die keuses is reg. So 1 is reg en 3 is dan verkeerd. En ons stel belang in die aantal regte antwoorde. So X is my aantal regte antwoorde, en dit is dan ook belangrik om my waarskynlikheid van 'n sukses te identifiseer. So hoe kan ek die waarskynlikheid van 'n sukses identifiseer? In ons geval, omdat ons stel in die aantal korrekte antwoorde, is die waarskynlikheid dat 'n persoon korrek gaan wees, is dan natuurlik 1 uit die 4 uit. En hy kan 'n verkeerde antwoord kies,
En die waarskynlikheid dat die verkeerde antwoord gaan kies is 3 uit die 4 uit. So dis waar die 0.75 vandaan kom. So 0.25 is die waarskynlikheid om korrek te antwoord en 0.75 is die waarskynlikheid om verkeerd te antwoord. Dis net die komplement. As ons sien daai twee waardes tel op na 1. So nou het ek 'n vraag wat ek vra, wat is die waarskynlikheid dat 'n persoon 5 uit die 10 vrae reg sal kry? Met ander woorde, as 'n ou 10 uit 5 uit 10 het kry, dan slaag jy natuurlik die toets en dis waar die stelling vandaan kom. En in die geval neem ons aan die persoon raai die meervoudige keuse toets. Natuurlik as jy geleer het vir die toets, behoort jy meer te kry, maar die binomiaal werk op ewenkansige waarskynlikhede. So jy kies ewenkansige vraag en die vraag is, as jy nou ewenkansig uit die 10 vrae die antwoorde kies of raai, wat is die kans dat jy 5 sal reg raai? En hier is ons antwoord. So n is gelyk aan 10. Ons skryf dit neer, dis die totaal. Wat is ons sukses? Die antwoord is korrek. Mislukking kan ons dan definieer, die antwoord is nie korrek nie of verkeerd. Die weer eens, as ons met komplemente werk, nie korrek, in die geval beteken maar net verkeerd, en die waarskynlikheid van 'n sukses in die geval is die 0.25. Ons formule, skryf neer jou binomiaal formule. Ek het hier net die waardes ingevul, so daar is die waarskynlikheid van x gelyk aan, my klein x was gelyk aan 5, my n was gelyk aan 10, so daar is my hele kombinasie, en dan die 0.25, dit was my pi, of my p-waarde tot die mag 5, so waar ek die 5 vandaan kry, en dan die 0.75 tot die mag 10 minus 5, geef vir my dan daai uitdrukking, en dis maar net 'n binomiaal formule met die waardes ingevul, en dan kan ek natuurlik alles vereenvoudig, ek kan al die volgende stappe kan ek met die sakrekenaar gaan uitwerk. So hier het ek weer my sakrekenaar, daar is net so 'n paar knoppies wat ons moet in gedagte hou. Let maar net op, daar is die fakulteit en fakulteit. Daar sal julle sien in blou is die NCR, dis die N kombinasie R. So ons kan dit ook gebruik en dan daar is tot die mag. Okay, so as ons die magte wil gebruik, soos byvoorbeeld 0.25 tot die mag 5, kan ons daai knoppie gebruik. En natuurlik moet ons dan net gaan toets of al die waardes ooreenstem. Julle sal agterkom, dit in die voorbeeld gebruik ons die fakulteite, maar die hele uitdrukking wat julle hier sien, al die waardes hoef ons nie individueel te gaan uitwerk nie. Ons hoef nie daai uit te gaan werk het nie. Ons kon net die kombinasie knoppie gebruik het. So tik in 10, die waarde 10, en dan second function, kombinasie 5, en dan moet julle die antwoord te kry vir daai deelsom wat daar so voorkom. En dan vir die magte natuurlik, daai twee waardes om hulle uit te werk, kan ons die second function en dan daai uitdrukking kan ons gebruik om dit uit te werk. So oefen dit met jou sakrekenaar en maak seker jy kan daai waarde bereken. Jy hoef nie presies dieselfde stappe te volg as wat ek verduidelik het, dit is 'n bietjie lank. So as jy in 'n korte manier kan dink om vinnig die antwoord uit te werk, sal dit goed wees, maar belangrik is dat jy dieselfde antwoord kry en dan soos die vraag gelê het, wat is die waarskynlikheid dat 'n persoon 5 uit 10 sal kry of sal slaag, en daar is my waarskynlikheid, dit is baie klein. So die voorbeeld leer ons om te raai is die goedie, ons moet dus leer vir die toets. Verdere eienskappe wat ons in belang stel oor die binomiaalverdeling, die verwagte waarde of die gemiddelde, sinonieme, let maar net op in die geval vereenvoudig die verwagte waarde. Daar is nie 'n komplekse sommasie wat ons hoef uit te werk nie. Ons het net n en pi het ons nodig. Die variansie soortgelyk, daar is nie 'n komplekse sommasie wat ons moet uitwerk nie. Ons het net n vermenigvuldig met pi en 1 minus pi, en daai hele uitdrukking het ons dan
tot ons beskikking om die variansie uit te werk slegs as x 'n binomiaal veranderlike is. Die standaardafwyking, die vierkantwortel van daai formule, en dan kortweg sal julle sien, skryf ons net dit in die notasie. So x is verdeel binomiaal n en pi, dis dit met 2 parameters. So julle sal sien vir elke verdeling is daar parameters wat belangrik is. So die binomiaal verdeling het 2 parameters wat gegee moet word. So n moet gegee word en pi moet gegee word. En dan soos ek sê, die formules is heel eenvoudig. En dan die vraag is, hoe kom ons by daai formules uit? Wiskundig kan ons gaan aflei met die waarskynlikheidsverdeling en die definisie van die verwagte waarde kan ons wiskundig gaan aflei dat die verwagte waarde net vereenvoudig na dit toe. Net so kan ons wiskundig kan ons gaan aflei dat die verwagte waarde vereenvoudig. So deze resultate wat ons gebruik, maar daar is 'n paar wiskundige stappe wat 'n mens kan gebruik om by die antwoorde uit te kom. Ons hoef net te aanvaar, dit is die formules wat ons nodig het om te gebruik. Ons volgende verdeling, wat ook belangrik is in statistiek, is die Poisson-verdeling. Poisson vernoem na die wiskundige Simeon Poisson wat dit uitgedink het of ontwikkel het. Dis ook 'n wiskundige formule, daar is my formule. Dis ook 'n massafunksie want hy is nog deel van die diskrete veranderlikes wat ons mee werk. En dan die diskrete veranderlike x in die geval het dan ook 'n spesifieke struktuur en die formule aan die regterkant sal julle sien is e, daar e is vir eksponent. Dit is ook 'n wiskundige konstante, so e is gelyk aan die waarde wat julle daar sien. Dit is vernoem na die wiskundige Leonhard Euler wat dit uitgedink het. So Euler se e-funksie, hy is net so beroemd soos die wiskundige konstante pi wat julle ken, en dit speel ook 'n belangrike rol in wiskunde as ook statistiek. So e sal julle sien word heel wat gebruik in statistiese formules. Lambda, so die simbool wat julle daar sien, verteenwoordig die verwagte waarde, so let net op lambda is die verwagte waarde van x. So weer eens het ons te make met suksesse. So die aantal suksesse is natuurlik wat ons moet definieer. So maar lambda belangrik word vir ons gegee. Hier is 'n wiskundige konstante en as ons dit gaan lees, is dit e tot die mag minus lambda, lambda tot die mag x en x fakulteit. So daai waardes kan ons alles weer eens met ons sakrekenaar gaan uitwerk. So hierso is weer 'n voorbeeld net om die berekening te verstaan. So die verwagte waarde van x en lambda is aan daai waarde is gegee, dis gelyk aan 2. So lambda word altyd gegee as jy werk met die Poisson-verdeling. En dis 'n gemiddelde. Nou dis 'n gemiddelde en dis gewoonlik 'n gemiddelde aantal wat ons mee werk. Ons wil graag bereken die waarskynlikheid van x gelyk aan 2. So let met op as jy kyk na daai formule, klein x is gelyk aan 2 en lambda is ook gelyk aan 2. En dis net toevallig in die voorbeeld. Dit hoef nie noodwendig dieselfde te wees nie. Ons kan daar 1 gehad het, ons kan 'n 0 gehad het, ons kan 'n 3 gehad het, ons kan daar enige waarde vir lambda gehad het. Maar belangrik is die berekening in die geval. So e tot die mag minus lambda, daar is my konstante e wat ek instel tot die mag minus 2 en dan 2 wat my lambda is tot die mag x wat ook dan 2 is, 2 fakulteit. Ons kan die fakulteite kan ons uitwerk, ons kan die magte kan ons uitwerk en daar is ons antwoord die waarskynlikheid van x gelyk aan 2. Op julle sakrekenaar op die een knoppie sal julle sien daarso is 'n e-funksie wat ons kan gebruik. So ons kan die e-funksie tesame met die minus lambda kan ons gebruik. So tik in die waarde minus 2 en dan die oranje second function en dan die een knoppie. Dan behoort julle die antwoord wat julle hier sien te kry.
Hier is nog 'n voorbeeld en natuurlik die sakrekenaar-funksie wat ek nou net van gepraat het. Die E, daar so sit hy. Let dit op in die voorbeeld stel ons belang in iets anders, wat is die waarskynlikheid dat x groter en gelyk is aan 2. Nou as ons 'n waarskynlikheid kry in die vorm, let net op, altyd as jy dit in die vorm kry, is die volgende stap om dit te gaan skryf as die komplement. So 1 minus die waarskynlikheid van x kleiner as 2 is net die komplement van dit wat jy daar sien. Omdat ek x groter en gelyk aan 2 aan die kant het, moet ek x uitsluit in die regterkant. So as 2 ingesluit is in die geval, moet ek 2 uitsluit in die regterkant. Okay, en dit is hoekom daar nie is gelyk aan daar is nie. En 1, dis net omdat my waarskynlikhede optel na 1 toe. Julle sal nou die totaal van die tabel het opgetel na 1 toe. En dieselfde 1 geld hier. Wat is kleiner as 2? 0 en 1. Dis die enigste twee diskrete waardes kleiner as 2. En vir daai 1 gaan ons die Poisson verdeling gebruik. Vir daai 1 gaan ons die Poisson verdeling gebruik. So 1, 2 Poisson formules. Daar is my klein x en my lambda bly 2 soos wat ons gekry het of wat vir ons gegee was. So e to die mag minus 2. 2 is die waarde van my lambda tot die mag 0 wat die waarde is van my x. 0 fakulteit. Dieselfde daar, die 1 waar kom die 1 vandaan is daai 1 is dieselfde 1. En weer eens, as ons die e-funksie wil gebruik, sal ek gaan, as ek sê 2, en sit die minus voor, en dan op die second function, die e, dan behoort ek daai 0.135 te kry. En dan werk ons net die som uit van die terme, en daar is ons antwoord van die waarskynlikheid van x groter en gelyk aan 2. So belangrik in die voorbeeld wil ek net beklemtoon dit, wat ons daar neergeskryf het, en dan die komplement wat ons gebruik. En hiervandaan moet ons net uitredeneer wat wil ons gebruik in ons berekeninge, en as ons berekeninge kan doen, is die sakrekenaar funksies, is dit dan vir ons daar so gegee. Weereens, maak seker jy verstaan die berekeninge, en dan die sakrekenaar funksies, dat jy vertrouwd raak met daai twee funksies. Dan verdere eigenskappe en notasie oor die Poisson verdeling. Weereens, ons stel belang altyd in die verwachte waardes, die variansie. Let net op die verwachte waarde, ons altyd die symbool mi wat ons gebruik, sigma, altyd die sigma kwadraat vir die variansie, en dan sigma net vir die standaardafwyking. Vir die Poisson verdeling is ons verwachte waarde en variansie presies dieselfde. So lambda, dis die variansie sowel as die verwachte waarde. Weereens, waar kom die waardes vandaan? Wiskundig kan ons die definisie gebruik van die verwachte waarde, soos voor in die notas gedefinieer. Ons kan die formule van die Poisson verdeling gaan instel, en dan kan ons wiskundig gaan aflei dat dit is die verwachte waarde. Wiskundig kan ons gaan aflei dat dit is ook die variansie, en dan kortweg skryf ons x is verdeel Poisson, so as julle daai tilde teken sien, dit beteken net verdeel, so x is verdeel Poisson, en lambda is my parameter. Onthou die binomiaal se parameters was n en pi gewees, hier is my parameter net lambda. En die parameter is gewoonlik 'n waarde wat altyd vir jou gegee word. En as jy die parameter het, kan jy die berekeninge van die waarskynlikhede dan verder gaan doen. Ons volgende verdeling wat ons nou gaan kyk is die hypergeometriese verdeling. Dit is ook 'n wiskundige formule, ons kan dit ook 'n massa funksie noem. En dit is ook 'n waarskynlikheidsverdeling wat ons gebruik om waarskynlikhede te bereken oor 'n diskrete veranderlike. So x bly 'n diskrete veranderlike. Die formules wat julle tot dusver gesien het, as dit 'n effense verskil. So miskien op die stadium wil 'n mens net 'n bietjie dink oor die formules, so die binomiaalverdeling, die Poisson verdeling en dan nou die hypergeometries. Hoekom is daar verskillende verdelings? Die idee is dan natuurlik, die verdelings is verskillend omdat die informasie tot ons beskikking
is anders. So by die binomiaalverdeling het ons gehad my steekproefgrootte n en ons het gehad die waarde van P, die waarskynlikheid van 'n sukses. By die Poisson-verdeling het ons die verwagte waarde van x gehad, die lambda waarde. By die hypergeometries het ons 3 waardes. Jy sal sien ons het die populasie grootte tot ons beskikking. Ons het die steekproefgrootte n tot ons beskikking. En dan weet ons iets van die populasie. Ons weet die aantal suksesse in die populasie. So A is nog 'n simbool wat ons vertroud moet raak en dis die aantal suksesse in die populasie. En dan X verteenwoordig die aantal suksesse in die steekproef. So ons moet weet wat is N, hoofletter N, wat is kleinletter N en wat is A voor ons berekeninge kan doen oor die hypergeometriese verdeling. Interessant om te noem is dat al die verdelings, die binomiaal, die Poisson en die hypergeometries, op een of ander manier het hulle ook verwantskappe met mekaar, maar daai verwantskappe wiskundig gaan ons nie oor praat nie, maar iewers sal 'n mens dit kan bewys dat die verdelings het een of ander patroon wat hulle gelyk maak aan mekaar gegee. Ons gebruik die inligting op 'n sekere manier. A kombinasie X, N minus A, kombinasie N minus X, so hierdie is alles kombinasie, so daar is 'n kombinasie, kombinasies, ons moet 3 kombinasies met ons gaan uitwerk. So daar is my kombinasie in terme van fakulteite geskryf, maar omdat ons kombinasies met ons sakrekenaar kan uitwerk, hoef ons nie dit met fakulteite te gaan uitwerk nie. So kombinasies kan ons direk gaan uitwerk met ons sakrekenaar. Hier is 'n voorbeeld. So gestel ons het waardes gegee vir ons. Ons weet X het 'n hypergeometriese verdeling. Hoofletter N, ons populasiegrootte is 6. Ons steekproefgrootte N is gelyk aan 4 en die aantal suksesse in die populasie is 3. So daai inligting is vir ons gegee. Ons wil graag gaan uitwerk wat die waarskynlikheid dat X gelyk is aan 1. Daar is my formule, vul in my waardes. So A is gelyk aan 3, klein x is gelyk aan 1, 6 minus 3, wat natuurlik daai twee waardes is, 4 minus 1, wat daai waarde en daai 1 is, en dan 6 kombinasie 4, vereenvoudig dit, so hier het ek 'n kombinasie, ek kan dit met my sakrekenaar gaan uitwerk, daai is 'n kombinasie, ek kan dit met my sakrekenaar, kombinasie, daai 3 kombinasies gee vir my die waardes wat julle hier sien, daar is die eerste waarde, daar is die tweede waarde, en daar is die derde waarde, en as ek daai 3 waardes gaan inprop in my formule in, het ek 'n antwoord. So belangrik hier is om net op te let wat is die formule en die gegewe waardes moet ek gaan instel in my formules in. So werk deur die formule en die waardes en bereken daai kombinasies met jou sakrekenaar. Verdere eienskappe oor die hypergeometriese verdeling. Weereens my verwagte waarde mi, my variansie sigma kwadraat. Let net op die kompleks se vorm, so wat julle hier sien. Maar op die ou einde stel ons net die waardes in wat vir ons gegee is. Ons weet wat n is, ons weet wat a is, ons weet wat hoofletter n is. Stel dit in die formule in, doen die berekening en dan het jy jou variansie. En die standaardafwyking het die vierkantwortel van die variansie en dan kortweg het ons dan die volgende. So x is verdeel hypergeometries, populasiegrootte n, steekproefgrootte klein n en die aantal suksesse in die populasie en daai 3 waardes moet vir jou gegee word voordat jy berekeninge kan doen oor die hypergeometriese verdeling.